Kollektiewe beleggings, ook genoem Effekte Trust, is die grootste en gewildste beleggingsvoertuig in Suid-Afrika. En daarom bespreek ons ook elke week 'n verskillende kategorie van hierdie fondse. Hierdie week is dit buigsame fondse, baie beter bekend op sy Engelse benaming Flexible Funds. En Jan Meton, die bestuurder van die bekroonde PSG Flexible Fund, hy gaan vir ons verduidelik presies wat 'n buigsame fonds is. Baie welkom by die program. Hallo Jan, hoe gaan dit daar? Dit gaan baie goed. En met jou, Amelia? Uitstekend, dankie Jan. Wat is die doelwit-opbrengs van 'n buigsame fonds en wie bepaal hierdie syfer? 'n Buigsame fonds is 'n effekte trust wat in verskillende bateklasse kan belê, soos aandele, eiendom, staatseffekte en geldmarkinstrumente. Nou dit is 'n baie aantreklike mandaat want dit laat die fondsbestuurder toe om deurlopend die beste geleenthede vir sy beleggers te identifiseer. Hoe gebruik julle die buigsame mandaat in julle beleggingsstrategie? Ons gebruik die buigsame mandaat soos geleenthede hulle voordoen. Wanneer ons byvoorbeeld 'n klomp onderwaardeerde aandele kan vind, sal die fonds 'n groot blootstelling aan aandele hê en 'n kleiner blootstelling aan kontant, maar in daardie tye wanneer daar nie goeie geleenthede is nie, het ons minder aandele in die fonds en 'n hoër blootstelling aan kontant. Wie is die tipiese belegger wat in 'n buigsame fonds belê? Die tipiese belegger in 'n buigsame fonds is iemand wat hoë opbrengste op sy geld wil hê teen laer vlakke van risiko. Nou dit is seker wat meeste beleggers wil hê. Hulle wil hoë opbrengste hê, maar hulle wil nie aan daai risiko blootgestel word dat as die aandelemarkte val, dan verloor hulle 40% op hulle belegging. Jan, waar sien julle tans die meeste geleenthede? Amelia, tans vind ons baie goeie geleenthede in buitelandse aandele. Nou, een van die aandele wat vir ons baie goed gedoen het, is Berkshire Hathaway. Dit is 'n Amerikaanse maatskappy wat bestuur word deur Warren Buffett, 'n baie suksesvolle belegger. Nou, hierdie aandeel het in US dollar terme het die aandeleprys baie goed gestyg en toe die rand daarmee saam die laaste tyd verswak, wat daartoe gelei het dat ons beleggers 'n baie goeie opbrengs op hulle geld gekry het. Jan, wat is PSG se kompeterende voordeel bo ander bestuursmaatskappye? Amelia, by PSG Asset Management doen ons nou al sedert 2006 navorsing op buitelandse aandele. So ons het al baie goed gekyk na hoe die dinge daar werk. By ons beleggingskomitee kyk ons na plaaslike en buitelandse aandele en dit help ons om baie beter te verstaan wat in die wêreld aangaan en geleenthede te identifiseer. Tweedens wat ons uniek maak by PSG Asset Management is dat ons fondsbestuurders het met baie lang prestasierekords, soos byvoorbeeld ek bestuur al die PSG Flexible Fund vir amper 9 jaar. Ek het al beermarkte gesien en bullmarkte, ons het baie geleer deur hierdie periode. En dan laastens, PSG Asset Management is 'n kleiner batebestuursmaatskappy, wat beteken ons kan belê in die kleiner markkapitalisasie aandele en hierdie aandele het 'n groot impak op ons opbrengste wat ons vir kliënte lewer. Jan, baie dankie vir jou bydrae. Moet ook nie volgende week misloop nie wanneer ons met Jeanette Maree van Allan Gray praat oor gebalanseerde fondse. Volgende aan die beurt is Hougaard Pieters met 'n beleggingsportefeulje van 'n anonieme kyker. Bly asseblief ingeskakel.